Hartlike hallo, dis weer tyd vir Ritme Digitaal, of soos my goeie vriend Stefan Joubert altyd sê, en dis sy eie woord wat hy ontwikkel het, ons gaan nou ritmeer, en hierdie is nou die digitale weergawe van ritmeer, so baie welkom, ritmeer lekker saam met ons. Wie het gedink daar kan na al die jare iets goed uit COVID uitkom? Wel, vir 7 jaar lank is ritme besig en ek wil sê danksy COVID het ons digitaal gegaan en het nooit opgehou nie, want ons het vriende reg oor Suid-Afrika en reg oor die wêreld, so jy is so welkom by Ritme Digitaal. Dankie vir die baie terugvoer wat ons kry. Mense, dit is maar net 'n motivering vir ons, dis 'n inspirasie vir ons. So Stefan deur die land beweeg, soos ek deur die land beweeg, ek bedoel wonderlike terugvoer van hoe hierdie inspireer, hoe hierdie bemoedig, en dis die hoofrede hoekom ons hierdie doen, dis die hoofrede hoekom ons aanhou en nie sommer sal ophou hiermee nie. Jy is so welkom om hierdie op sosiale media te versprei na vriende en familie toe, dat ons die woord kan uitkry by mense, want dit is waaroor dit vir ons gaan. Die woord, ja, die moet Suid-Afrika aan die brand steek, dit moet harte en lewens aan die brand steek. So geniet vanaand ook, mag dit geen uitsondering wees nie, mag jou hart en jou lewe diep aangeraak word. Hier gaan ons, geniet dit. Hallo julle, goeiedag, dit is Ritme, lekker om weer saam te reis op hierdie wonderlike dag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat Johan en ek die vreugde en die verantwoordelikheid het om saam met so baie mense hier op Ritme Digitaal u woord te oordink en daaroor te pyns. Here, gee dat dit nie 'n pyn sal wees nie, maar 'n vreugde, maar ook 'n heilige ontmoeting met die lewende Here in Jesus se naam. Amen. Wat 'n voorreg, die Ritme Digitale span, wat ook Pierre Engelbreg en Dani Lodder insluit, saam met my en Johan Smit. Wat 'n voorreg om keer op keer, week na week, die Here se woord te besoek, sodat dit ook ons sal besoek en ons harte sal aanraak. Die groot gebod, die eerste gebod, die gebod dat ons God as die Here moet dien. Hoor net wat gebeur in Exodus hoofstuk 20. Die Here het die volgende reëls vir sy verbond met sy volk gegee. Ek is die Here, ek is jou God. Ek het jou uit Egipte bevry, waar jy slawe werk gedoen het. Net ek mag jou God wees. Jy mag geen ander gode hê nie. Die eerste gebod, soos ons dit ken. Ek, die Here, is jou God. Die belangrikste, die bakermat, die anker, die rots waarop alles staan wat God van ons vra, is dat hy en hy alleen God is. Jy moet onthou, in die tyd toe Israel op aarde was, en in die tyd van die Nuwe Testament, was die hemelruim, in elk geval in die mitologiese wêreld, propvol afgode. Die mense het nie net een God gedien nie. Monotheïsme, die aanbidding van een God, was vreemd aan die Bybelse wêreld. Daar was 'n hele sweterjoel van afgode. Daar was in Jerusalem in die tyd van sekere van die ongelowige konings soos Manasse, kon jy die god Molech aanbid, jy kon Astarte aanbid, Baal, jy noem dit en hulle was daar. En toe die Romeinse ryk aanbreek, in die ou Griekse wêreld, was daar 'n sweterjoel van nog meer gode. In elke stad waar Paulus aangekom het, in elke stad waar die vroeë kerk gehou het en die evangelie bekend gemaak het, het dit gewemel van afgode. Weliswaar was die hele ou lot dood. Hulle was dood, hulle was in standbeelde vasgevang. En in die antieke wêreld was tempels die plek waar jy die gode gaan aanbid het. Elke tempel het 'n afgod gehad. En die mense het geglo in daardie dooie, klipperige, klipharde standbeeld, en daarin bly die God, of godin, hoe hulle ook al die vroulike of manlike gode geken het. Maar die lewende God kom en sê, hy vul die hemel en die aarde met sy teenwoordigheid. Daar is geen plek, geen spasie, geen blyplek vir
enige ander gode nie. Hulle is so dood, soos die klippe waarin hulle uitgebeeld word. Ek, die Here, alleen is God. God en God alleen. En daarom mag ons nie enige gesnede beeld of 'n afbeelding maak van God nie. Ons mag hom nie probeer vasvang in enige uitbeelding nie. Hy en hy alleen is God, soos die tweede gebod ook vir ons leer, Exodus 20. Nou, ons almal bely dit as gelowiges, dat die Here alleen God is. Maar of dit elke dag realiteit in ons lewe is, dis natuurlik 'n ander gesprek. Dis natuurlik 'n ander vraag. Ek meen, Paulus het jare, eeue later, as hy in 1 Korintiërs 8 vir die vroeë kerk skrywe oor die vraag wat hulle hom vra daar in Korinte, mag 'n mens sommer vleis eet wat aan die afgode gewy is? Dan sê Paulus, ons weet dat daar net een God is, 1 Korintiërs 8 vers 6. En dan gebruik hy eintlik Israel se belydenis in Deuteronomium 6. Hoor Israel, die Here ons God is die enigste Here. Dan gebruik Paulus dit en hy sit vir Jesus ook binne daardie een God, daardie monoteïsme belydenis van Israel. Die feit dat Jesus die Here is, het nie 'n effek op monoteïsme nie. Ons glo in een God, wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees is, een in wese, 3 persone. Een in wese, en die Vader, en die Seun, en die Gees. En die vroeë kerk het gaan nadink oor hierdie komplekse verstaan van die 3 eenheid, soos ons dit noem, en tot die belydenis gekom, een in wese, een God. Jesus is nie 'n hoofengel, soos baie mense baie keer dink, wat daar die engel van die Here in die Ou Testament is nie. Hebreërs 1 is glashelder daaroor, dat jy Jesus nooit met die engele moet verwar nie. Engele is skepsels van God, en ons hoor in Johannes 1, dat die woord van ewigheid tot ewigheid af bestaan. Ons hoor in Genesis ook as God skep, dat die Gees van God, voordat God nog geskep het, oor die waters gesweef het. Reg deur die Nuwe Testament het ons hierdie pragtige crescendo's, hoe die Vader en die Seun en die Gees in harmonie met mekaar werk. Onthou jy hoe Paulus in 2 Korintiërs 13 ons seën, daai seënbede in die naam van die Vader en die Seun en die Gees. Dikwels hoor ons hoe hulle saamwerk. In 1 Korintiërs 12 is dit en die Vader en die Seun en die Gees wat die gawes oor die kerk uitstort. Partykeer is dit 'n spesifieke werk van een van die 3 persone van die 3 eenheid wat uitgelig word. In die Ou Testament, die Skepper God, Jahwe, die Here van alle Here, die enigste Here, die Vader van ons Here Jesus. In die Nuwe Testament, in Johannes 20, in die hele Johannes Evangelie, word dan meer as 100 keer word God Vader genoem, die Vader van Jesus. En oor sê Jesus, ek en die Vader is een. Ja, jy sal van die Jehovah getuies en baie ouens hoor, daar is tekste ook waar Jesus sê, die Vader is groter as ek. Paar keer deur die loop van die Johannes Evangelie, Johannes 10 en so aan. Maar dan is dit 'n funksie, dat die Jesus gekom het om die Vader bekend te maak hier op aarde. Maar in hulle wese is die woord God en by God. Maar jy moenie dink Jesus is maar net 'n masker van God en die Heilige Gees is maar net 'n masker of 'n gesig van God nie. Ons het die 3 enige God, die Vader, die Seun en die Gees. Die Ou Testament ken God die Vader baie sterk. In die Nuwe Testament word Jesus as die Here geopenbaar. Hy kom as die Here, die Messias, die Seun van God, die Seun van die mens, die Hoëpriester. En die Nuwe Testament doen groot moeite om die verhouding tussen die Vader en die Seun vir ons te verduidelik. As jy deur die Hebreërboek lees, dan sal jy dikwels sien. Hebreërs 1 vers 1 tot 2 vertel vir ons dat Jesus die afdruk, die afskynsel, die identiese weergawe van God is. Hy is God.
Hy het die wese van God, hy is die presiese replika van God se krag as te ware. Dit wie Jesus is, sien jy in God. Maar dan maak die Hebreërskrywer dit ook duidelik, dat God, veral van hoofstuk 2 af, vir Jesus gestuur het, vanaf 2 vers 6, en dat hy hom mens gemaak het, en dat Jesus ook volmaak moes word. Hy is volmaak en sondeloos, maar deur lyding het die Vader, sy Seun, gelykvormig aan ons lyding gemaak. Sondeloos moes Jesus mens word, om jou en my hart te voel, ons swaarkry te voel, ons lyding te voel, die beker te drink wat jy en ek moes drink. En daarom het God hom verhoog, Jesus se trane aangesien, en hom 'n ewige hoëpriester volgens die orde van Melchisedek gemaak. En nou hoor ons in die Hebreërboek, soos wat Paulus dit ook net terloops noem, maar veral in Hebreërs, dat Jesus se werk is nie klaar nie. Hy is nou die hoëpriester van hoofstuk 2 en hoofstuk 4 in die Hebreërboek, hoofstuk 6 tot 8, hoofstuk 10. Jesus tree vir ons in as die hoëpriester in die ewige tent van God, in die ewige tempel. Kan hy nou vir jou en my voorspraak doen, so Jesus in sy wese is God. God die Vader is God en die Gees is God. Maar God is een in wese. Daarom, wanneer die Satan, onthou jy, in Matteus 4, daar in die woestyn, of in Lukas 4, ook dieselfde verhaal, opdaag en Jesus toets, dan sê die Satan, buig voor my, in die Matteus weergawe van hierdie 3 versoekings van die duiwel, is dit die laaste een, buig voor my en ek gee al die koninkryke van die wêreld vir jou. En dan sê Jesus vir hom, wat? Jy moet die Here jou God alleen aanbid, Deuteronomium 6. Jesus kom in sy rol as die Seun om ons aan die Vader bekend te stel. Jesus kom om die soeklig op die Vader te laat val. As hy ons leer hy ons bid ons Vader wat in die hemel is. Maar dit neem nie weg dat Jesus aanbid is nie. Inteendeel, hy word in Openbaring hoofstuk 5 op presies dieselfde manier as die Vader aanbid. As Jesus terug is in die hemel in Openbaring 5, na sy hemelvaart, dan hoor ons hoe die hemelse skares, soos wat hulle in hoofstuk 4 doen, aan hom wat op die troon sit, aanbid hom, en dan gaan hulle voort in hoofstuk 5, en aan die lam, die geslagte lam, ons Here Jesus, behoort al die aanbidding, al die heerlikheid. Jesus word dan net soos die Vader aanbid. Geen wonder nie, want hy is God, dat Johannes ook in Openbaring 1, as hy in Jesus vasloop, voor hom neerval en hom aanbid. Geen wonder nie dat Thomas ook in Johannes 20, nadat hy eers getwyfel het, onthou jy die eerste Sondag aand, daar vanaf vers 19 van Johannes 20, getwyfel het, of Jesus opgestaan het, en Jesus aan hom verskyn. Onthou jy wat roep hy uit? My Here en my God. Dus weet die Nuwe Testament, dat al is Jesus die Messias, die een wat kom lei, die een wat op aarde die funksie inneem van ondergeskik aan God, dis 'n funksie, dis nie 'n wesenskenmerk van Jesus nie. Hy en die Vader deel die Godheid. En al gee Jesus in 1 Korintiërs 15 by die wederkoms die heerskappy terug aan God, is hy die een wat saam met die Vader regeer tot in aller ewigheid. Hy is die Here Jesus Christus, een God, maar ons weet van die Vader, die Ou Testament, vertel vir ons veral van die Here, van Jahwe, die Here God, die Almagtige. Jesus kom stel hom aan ons bekend, die Vader, as die een wat ryk is in ontferming. Paulus skryf oor hom in Efesiërs 2, God is ryk in jammerhartigheid. Dit is die Vader van ons Here Jesus wat hom uit die dood opwek, maar dis Jesus wat ook opstaan, al die klemtoninge van die Nuwe Testament. God die Vader en God die Seun, en dan is daar die Heilige Gees, die Gees wat sweef oor die waters as God skep. En in die Ou Testament trek die Gees naby God, dit is die Gees van God. Maar spoedig hoor ons ook dat die Gees as persoon in sy eie optree.
Veral die Nuwe Testament hoor ons by Paulus in die Efesiërbrief dat ons die Gees kan bedroef. Hoor ons op Pinksterdag in Handelinge 2 dat die Gees oor die kerk uitgestort word. Hoor ons by Paulus keer op keer dat die kerk die werkterrein van die Gees is. Trouwens, Paulus skud net sy kop in verbasing as die kerk die Gees se werk so sleg ken, as hy 2 keer die vraag vra in identiese sinstrukture. 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie? Hy vra dieselfde vraag, 1 Korintiërs 6 vers 19, weet julle nie dat julle die tempel van God is nie? Weet julle nie dat julle liggaam God se tempel is nie? Van die Gees. So Paulus weet, die Gees werk as persoon van die drie-eenheid in ons. God die Vader, die Skepper, God die Seun, die Herskepper, God die Heilige Gees, die Heiligmaker. Die een, volgens Efesiërs 1 vers 13 en 14, wat seker maak, dat ons die eindstryd gaan haal, die wenstreep gaan haal, dat ons groot fees in die hemel sal aanbreek. Die Gees berei ons voor vir die fees, vir die ewige lewe. Hy vat ons wenpaal toe. Hy is die deposito, Efesiërs 1 vers 13 en 14. Hy is die seël wat egtheid in ons lewe waarborg. In Johannes se Openbaringboek praat hy in Openbaring 4 van die 7 geeste voor God se troon, bedoelend die Heilige Gees in sy volheid. En dit is hy wat Jesus vir die Vader gaan vra het, of die Vader dan, en so deur Jesus en die Vader word die Gees, in Johannes 14 en 16, oor die ganse kerk uitgestort. Dit is en die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat ons in die diepste misteries van God se wese inlei. O, God is groter en anders, maar hy is nie anders as hoe hy hom bekend gemaak het nie. O, ons kan God nie deurgrond nie, want as ons God kan deurgrond, soos Paulus in Romeine 11 sê, ons is sy skepsels. Wanneer 'n skepsel die Skepper kan deurgrond, dan is dit geen God meer nie, maar 'n afgod. Daarom is God ten diepste, ek wil dit versigtig sê, 'n misterie, maar 'n bekende misterie. Bedoelende, ek kan nie God in sy diepste verstaan, soos wat ek 'n boek dalk kan verstaan, soos wat ek dalk 'n motor se engine kan verstaan nie. Ek buig net voor God, maar ek weet genoeg van God om te weet, hy is die Vader, die Seun en die Gees. Hy is die God wat liefhet. Hy is een, soos wat Exodus leer. Maar ek leer hom ken in sy skakerings, soos hy hom bekend maak in die Nuwe Testament. Die drie enige God, soos wat die vroeë kerk my leer bely het oor God. God is naby. God is die Here. God laat hom vind. Daar is een God en een Vader. Daar is een Here, Jesus Christus, deur wie ons God aanbid, skryf Paulus in 1 Korintiërs 8. En daarom dank ons God, dat ons hom kan leer ken deur ons Here Jesus. En dank ons die Heilige Gees, dat ons Jesus beter kan leer ken, omdat die Gees alles wat hy by Jesus kry, aan ons bekend maak, soos Jesus gesê het. So Jesus laat die klem op God val, en die Gees laat die klem op Jesus val, en so leer ons God beter en beter ken. Mag jy in die woord leer om die lewende God van harte te ontmoet. Mag jy God leer ken, soos God hom bekend maak. God is groter as alles wat ek van hom weet, eindeloos groter, maar hy is nie anders nie. Hy is die God van liefde. Dit sê die kruis, dit bewys die uitstorting van die Heilige Gees. Dit sê sy skepping wat hy besig is om nuut te maak. Mag ons die drie-enige God nuut aanbid. Kom ons doen dit. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees dat ons U kan aanroep in gebed. Dankie dat ons U kan loof. Dankie dat U Uself aan ons in Christus bekend maak en dat die Gees die skille van ons oë afgehaal het. Ons prys U, drie-enige God. Amen. Mag jy ritme digitaal hierdie jaar in groot mate inneem en dit oordadig geniet. Mag jy God op nuwe maniere leer ken. Vrede vir jou.
En dis die woord op sy suiwerste, op sy beste, en dis die waarheid wat vry maak. So, dit is al, dis die woord. So, kom ons gaan leef hierdie. Kom ons gaan leef hierdie. Jy is baie welkom om ook vir ons te help met 'n finansiële bydrae en baie dankie vir elkeen wat gee. Dit is regtig vir ons 'n riem onder die hart en ook weer daai inspirasie en daai motivering wat ons het om die in-persoon by King Price te doen. So as jy naby Pretoria is, onthou dit, in-persoon Sondae 6uur by King Price by Menlyn Myn. Jy wat ver sit, dankie dat jy ons help om die in-persoon en digitaal moontlik te maak. Volg die sosiale media, die Facebookblad, Instagram, die YouTube kanaal, stuur die aan vir familie en vriende en ek hoop jy het 'n verskriklike lekker en 'n geseënde week. Totsiens.